gaan ek opreg leef? Kom ek verander die sin 'n bietjie. Gaan ek aanhou opreg leef? Baie mense gebruik hulle krisis as 'n verskoning om te val in sonde en te val in drank en te verval in allerlei slegte goeders en hulle lewe agteruit te laat gaan. Dis nie wat Job gedoen het nie. Job het hakke ingeskop as te ware en gesê, nee, nou is dit die tyd om vas te hou in die Here. Ons lees, in die land van Is was daar 'n man met die naam Job, hy was vroom en opreg en het God gedien en het die kwaad vermy. En in die einde lees ons, hy het aanhou om vroom te leef. Hy het aanhou om opreg te lewe. En ek wil 'n bietjie met julle praat, want ek dink hierdie is 'n belangrike vraag. Waarom tref onheil my? Waarom tref krisisse my? Hoekom gebeur hierdie goeters? Is ek nie veronderstel as kind van die Here om gevrywaar te wees daarvan nie? Dit is presies wat Job se antwoord is. Jy kan die Here dien met jou hele lewe, elke oggend op jou knieë wees. Ons lees dis ook wat Job gedoen het. Hy het gereeld offers gebring, selfs vir sy kinders. Dit is nie die Here se wil dat ons krisisloos leef nie. As dit nie was vir Job se krisis nie, moes ek vanoggend iets anders gepreek het. Ek en jy het 'n storie om in ons eie lewe vas te vat en huis toe te vat, om ons hoop te gee as gevolg van die Here wat Job gebruik het. En die vraag is ek bereid om my lewe af te lê sodat iemand anders gered kan word? Is ek bereid om deur 'n krisis te gaan en Jesus te eer in my krisis, sodat God my lewe as 'n voorbeeld kan gryp en sê, hier's Lizet, kyk hoe hanteer Lizet dit. Kyk hoe hanteer Lizet hierdie krisis en dit bring iemand anders by die Here uit. Okay, so waarom tref dit my? Ons het gesê, was dit my fout? Was dit my fout? Hoekom tref? Partykeer maak ons foute. Partykeer moet ek eerlik wees en ons sê in Engels to man up. Partykeer was dit my fout en ek moet sê, hey, ek het 'n fout gemaak. Dit was stupid. Nee, ek het eendag 'n teel met 'n hamer geslaan. Ek wil net 'n bietjie dieper inslaan. Toe besef ek, jy slaan nie 'n teel met 'n ysterhamer nie. Dis stupid. Jy kan niemand beskuldig daarvan nie sê, hoekom laat die Here dit doen nie? Jy kan dit nie doen nie. So ek partykeer maak jy foute. Partykeer was dit iemand anders se fout. Partykeer doen ek sonde. Wie van julle doen sonde? Steek 'n bietjie op die hand, ek wil sien. Ja, julle weet wat gaan ek nou sê, nê? Sies vir julle. Ja, partykeer doen ek sonde en partykeer is dit maar net die Here se hand daarin, soos Paulus wat op pad Malta toe, op pad Rome toe, sink die boot en hy eindig op Malta. Was dit lekker? Nee. Was dit die Here se wil? Absoluut. Partykeer gaan ek en jy deur 'n krisis en ek moet daai krisis as 'n offer gee en sê, Here, hier is dit. Ek wil U dien daarmee. Okay, so ek moet regstellende aksie neem wanneer dit in my vermoë is om dit te doen. Ek moet. So, maak dit 'n saak van gebed. As jy in 'n krisis, dis waar jy begin. Jy begin op jou knieë. Jy begin voor die Here. Jy gaan na die woord toe en sê, wat leer God se woord hieroor? Wat moet ek doen hiermee? Ek sien hierdie krisis. Ek seker ek sê die eerste ou wat 'n krisis het nie. Dis wat ons vanoggend doen. Ons praat, wat doen ek in 'n krisis? Wat het Job gedoen? Ons gaan na die woord toe. Okay? Wat sê my mentors? Ek moet manne en vroue wat net so lief, indien nie liewer is vir die Here as wat ek is nie. Want ek weet, as ek na hulle toe gaan hulle na my lewe kyk en hulle gaan vir my sê, wat die Here vir hulle sê, om vir jou te sê. Hulle gaan vir jou goddelike antwoorde gee. Ons het nie nou nodig om mense, wat nie 'n ewigheidsperspektief se antwoord te hê nie. Ons het nodig om mense se antwoorde te hê, wat net so lief is vir die Here, wat sy oog op die ewigheid is. En dan kan ek besluit, wat moet ek doen? En as daar iets is wat ek kan doen, dan behoort ek dit te doen. Stem jy saam? Ek behoort dit te doen. Nou okay, terug by Job. Job was bekend vir sy opregtheid. Voor, tydens en na sy krisis. En dis waarvoor ek bekend moet wees. Nou okay, wat is opregtheid? Opregtheid beteken integriteit. Dit beteken dit wat in my hart is wat ek uitleef. Ek gee nie voor dat ek lief is vir die Here nie. Dis werklik in my hart. Vanoggend wil ek jou vra, sê vir my, kan jy regtig met eerlikheid sê, jy het die Here Jesus aangeneem? Wys jou lewe dit. Wys jou lewe dat jy in die Here behoort. Want anders te leef jy 'n lewe aan die ander kant van die draad. Dis nie wat die Here vir jou wil hê nie. Dis nie wat die Here vir my wil hê nie. Is ek eerlik? Is ek eerlik? Dis alles deel hiervan. Lewe ek, probeer ek heilig lewe. Probeer ek die Jesuspad volg. Soek ek die Here in my lewe. Soek ek die Here se wysheid wanneer dit kom by besluite. Leef ek vir Jesus. Is my lewe oorgegee vir die Here Jesus. Ek en jy moet so leef. Ek en jy moet vir die Here leef. Ons Paulus sê in Romeine 12 vers 1 en ek gaan vir jou in die week 'n prentjie stuur op ons community groep. Ek gaan niks sê nie om jou te herinner aan hierdie vers. Romeine 12 vers 11 sê moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd, wie weet wat daai volgende woord is? Kenneth? Ek moes jou laat voorberei. Kenneth, jy gaan dit nou weer terug doen na my, nê? Ja. Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd
bly altyd geesdriftig en dien die Here. Weet julle, daai Griekse woord vir geesdriftig is dieselfde woord wat jy gebruik as jy water kook, wanneer water besig is om te kook. Ek en jy, dis waar Louis Brits die term vandaan kry, kook vir die koning. Ek en jy moet kook vir die Here. Maak nie saak van my omstandighede nie. Ek moet kan kook in die krisis sodat ander mense my borrels van Jesus kan kry. Nou maak ek goed op soos ek aangaan. Maar julle kry die idee. Ek moet kook vir die Here. Ek moet wanneer hierdie dinge begin moeilik raak, dan moet my ketel aan. Ons het Afrikaans vir iemand wat jy sê as jy op pad is, sê jy sit so lank die ketel aan. Nê? Of hou die ketel gekook. Nee? Nou, ek dink ons moet dit vergeestelik en sê, wanneer Paulus sê, bly geesdriftig, dan moet jou geestelike ketel aanhou kook. Hou jou ketel aan die kook. Sê vir die ou langs aan, hou jou ketel aan die kook. Hou jou ketel aan die kook. Bly kook vir die koning. Bly kook vir die Here Jesus. Ek gaan vir jou ketel stuur in die week. Kan ek vir jou ketel stuur in die week? Nie regte een nie, 'n prentjie. En dan wil ek hê jy moet vir my 'n thumbs up wys dat jy sê ek verstaan. Want die mense wat nie is nie, hulle gaan aan die preek moet gaan kyk online. Jy gaan sien die preek se online gaan dit weer so maak in die week. Soreta, 2 sekondes. Kan jy staan? Kan jy by my kom staan as jy gesond genoeg? Soreta die laaste 3 weke, haar naam was in my preek. Soreta die laaste paar maande, ek weet nie of dit maande is of weke, net skielik nê, het Soreta 'n geweldige gesondheidskrisis deurgegaan. 'n Geweldige gesondheidskrisis. Ek bedoel, hierdie vrou was siek. Hierdie vrou was amper dood. Amper dood. Sy het my nee, jy moet nog 'n oomblik staan as jy nie omgee nie. So wat gebeur het, ek weet nou nie al die gesondheidsgoeders nie, ek gaan nie daar praat nie. Is dit reg so dit? Ek is bang ek sê goed verkeerd. Maar hier's wat ek wil hê julle moet weet, nê? Sy sê, ek haal jou woorde aan. Haar ma's 2 jaar terug oorlede, nê? Ons het jou ma 2 jaar terug begrawe. En haar ma het opgestaan en op die bed geval en so bly lê toe sy oorlede. En sy het in haar kop gedink, okay, hoe moet ek nou lê vir die mense om my te kry? En so verstaan julle waar sy was. En die Here maak 'n deur oop en sy beland in die hospitaal en hulle doen die operasie, maar ek was seker net 3 keer by jou in die hospitaal. En elke keer het hierdie vrou geblom in haar krisis. Hierdie vrou as ek daar instap, ek kon in haar lewe, ek kon Soreta, en ek is so dankbaar. Ek wil vir die Here dankie sê vir jou wat Jesus in jou krisis uitleef. Geef vir haar lekker aan 'n klap, Soreta. Is jy okay, Soreta? Okay, so, dankie Soreta. Haar naam was in my notas, maar toe kon ek nie in die hande kry om toestemming te vra nie, maar nou het ek haar vanoggend gevang. Dit is moeilik om nee te sê as jy op die spot gesit word, nê.